Vanoggend is die laaste gedeelte van ons reeks Seën op jou huis en kinders, en ek glo en ek vertrou dat ek nie die enigste een is wat in die laaste 2 weke baie moes bely voor die Here, en soms het ek opgewonde geraak om te bid oor die seën van die Here, en soms het ek net daaraan gedink en dan begin ek wonder in watse area wil hy my seën. Is daar nog iemand wat so gevoel het? So 7, dit is. Die laaste gedeelte wil ek vanoggend vir 4 skrifgedeeltes gee en 4 punte hoe om dit prakties toe te pas in jou lewe. Die woord is die waarheid. Die woord is die lig vir ons pad. Die woord is al wat ons het in hierdie lewe om aan vas te hou, wat nie kan verander nie, wat nie sal verander nie. Die eerste gedeelte, vryheid in Christus. En ek wil hê dat jy die hele tyd sal onthou, ons praat van die seën van die Here op jou huis en jou kinders. En alles van jou. Vryheid in Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ek het 'n paar jaar terug gepreek net oor daai gedeelte. Hy sê daarom as iemand in Christus is, en daai in is jou primêre posisie. Die eerste ding wat jy moet doen om die seën van die Here te kan raak sien in jou lewe, en as ek praat van die seën van die Here, dan praat ek van die seën soos ons week 1 geleer het, soos wat God wil. Die eerste ding wat jy moet doen is jy moet glo dat jy in Christus is. Ek vra nie dat jy moet glo dat jy 'n Christen is nie, want amper 90% van Suid-Afrika is Christene. Dis wat statistiek sê, dalk so 'n bietjie minder nou, dalk miskien 89. Maar as ons rondom ons kyk, dan lyk dit verseker nie so nie. So ek wil nie vir jou vra, hoe lank ken jy die Here, hoe lank is jy in 'n kerk? Dis nie wat ek vra nie. Ek vra, besef jy en glo dat jy in Christus is. Christus is die primêre plek, posisie waar jy staan. Jy's in Christus. Jou naam is graveer. Ek twyfel nie daaraan nie. Die oomblik as dinge moeilik raak in my lewe, dan begin ek nie wonder of die Here verdwyn het en of hy my vergeet het nie. Iewers in my kop sê ek vir myself, ek weet dat ek in Christus is. Ek weet dit. Ek sal dit glo. Ek sal nie begin twyfel nie. Ek sal nie begin angstig rondkyk nie. En nou sê die meeste, Christus is my primêre posisie. Hy sê, as jy in Christus is en jy weet dit, dan sê hy, is hy 'n nuwe skepsel. Daai nuwe skepsel beteken die oomblik toe jy in Christus gekom het, het alles wie jy was, het jy gelos, en die plan wat God van die begin af met jou gehad het, begin hy nou weer om te doen in jou lewe. As 'n pottebakker besig is en hy het 'n prentjie en 'n idee in sy kop, en iewers gaan iets fout, dan gooi hy alles bymekaar, dan begin hy van voor af. Hy maak 'n nuwe skepping. Hy het nog steeds dieselfde prentjie in sy kop. Hy het nog steeds dieselfde plan. Hy het nog steeds dieselfde einddoel. Kind van God, God het nog steeds dieselfde plan vir jou lewe, van die dag dat jy gebore is, tot waar jy nou is, al is jy 110 jaar oud. Sy plan het nie verander nie. Hy het jou nodig. Daar's iets wat jy vir hom moet doen, en as jy die oomblik wat jy in Christus is, aanvaar jy dat jy daai plan wat hy vir jou het, wil uitvoer. Dit beteken dat jy nie kind van God is, dat dit net sal goed gaan in jou lewe nie. Dit beteken dat jy nie net kind van God is om jou eie sin te kry nie. Dit beteken dat jy kind van God is, sodat God se plan vir jou lewe in vervulling kan kom, want jy's 'n nuwe skepsel. Jy het nie jouself nuut gemaak toe jy kind van God geword het nie. Hy het dit gedoen. Hy het jou vergewe. Hy het jou vrygemaak. Hy wil die plan wat hy vir jou het uitvoer. Daarom, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. God se plan moet in vervulling kom, en dan sê hy,
Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, sien, besef, merk dit op. Alles het nuut geword. En daai nuut geword het ek eendag gesnap toe ek daai vers oor en oor en oor lees, toe besef ek, ons hou nie altyd van nuut nie. Kom ons wees eerlik, ons hou nie altyd van nuut nie. Want as iets nuut is, dan is dit vreemd. Ons hou nie altyd daarvan dat iets moet nuut wees nie. Ons is gemaklik met hoe dinge is. Een van die frases wat ek die meeste hoor deesdae is toe iemand sê, hierdie nuwe wat nou uitgekom het, hierdie nuwe update op my foon, nou weet ek nie meer waar's wat nie. Ons hou nie daarvan as iets nuut word nie, maar God kom en sê vir jou, ek wil alles nuut maak in jou lewe. Met ander woorde, jy gaan so bietjie ongemaklik moet voel. Mense om jou gaan skielik sê, hoorie maar, jy is nou nie heeltemal wie ek geken het nie. Nee, want jy's nuut. Jy kan dit nie help nie. Jy kan dit nie keer nie. Jy kan dit nie self verander nie. Jy kan dit nie beheer nie. Hoekom nie? Want God is in beheer. Ek wil hê dat jy vir 'n oomblik sal dink. Hoe anders sal jou lewe lyk? Sal jou lewe enigstens anders lyk as jy hierdie vers so verstaan? As ek in Christus is, maak hy my nuut. So alles gaan anders lyk. As jy nie iemand is wat hou van nuut nie, gaan dit dalk vir jou die moeilikste wees. Die voordeel is, jy kan God vertrou. Maar hierdie nuut beteken ook dat as jy dinge op 'n sekere manier gedoen het, gaan jy dit nie meer so doen nie. As jy mense op 'n sekere manier hanteer het, gaan jy hulle nou nie meer so hanteer nie. En dis die nuut wat God vir jou wil hê. So om die seën van die Here in oorvloed in jou lewe te ervaar, moet jy toelaat dat hy jou nuut maak. Moet jy besef, jy's in Christus. Moet jy weet, dinge gaan nou anders wees. Die tweede vers, Galasiërs 3 vers 13. Hierdie is nogal een van die belangrikste verse as kind van God. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons los gekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. En elke keer wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan herinner ek myself baie jare terug, toe ek in die jeug was, daar in Rustenburg het Julian eendag hieroor gepreek, en toe sê ek wil hê jy moet een ding weet. Mense sal altyd 'n opinie oor jou hê. Mense sal altyd iets te sê hê oor jou. En dit wat hulle sê, is baie keer 'n vloek wat hulle uitspreek teenoor jou. Hy sê, maar ek wil hê julle moet onthou. Jesus kom en sê, okay, maar dit maak nie saak wat wie oor jou sê nie. Ek het klaar daai vloek, wat ook al hulle van jou sê, het ek geword, sodat jy dit nie hoef te wees nie. So as iemand kom, en wat ook al hulle vir jou sê, het jy nie nodig om enigiets terug te sê nie, jy het nie nodig om jouself te verdedig nie. Al wat jy hoef te doen is om op te kyk en te sê, dankie Here, dankie Jesus. So volgende keer wanneer iemand vir jou sê hoe sleg jy is, of wat ook al dit mag wees, het jy nie nodig om enigiets anders te doen as om te glimlag en te sê, dankie Jesus. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Dankie Jesus. Jy sal dit nie maak nie. Dankie Jesus. Daar is nie ook vir jou nie. Dankie Jesus. Hy het sy lewe gegee, sodat jy goed genoeg kan wees. Hy het sy lewe gegee, sodat jy hoop kan hê. Hy het sy lewe gegee, sodat wat ook al wie van jou sê, jy die teenoorgestelde kan hê. As 'n Engelse gesegde wat iemand eendag gesê het, toe twee mense so by mekaar kom, en die een ou sê, ek weet nie, ek kry net nie vat aan daai ou nie. Toe sê iemand vir hom, die gees binne jou kap dit wat binne hom is bietjie om. Want hulle praat nie met mekaar niks nie, maar vir een of ander rede kom hulle net nie by mekaar uit nie.
En ek wil vanmôre vir jou sê, miskien moet jy net so 'n bietjie meer prakties begin dink en sê, dankie Jesus. Elkeen van ons wat hier sit vandag, glo ek, het al mense gehad wat vir jou gesê dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy dit nooit sal maak nie, dat jy nooit suksesvol sal wees nie. Ek glo elkeen van ons. In my lewe baie. En weet jy van wie ek dit 99.99% van die tyd gekry? Van Christene. En dan sê mense vir my, Dion, ek gaan nie Sondag kerk toe nie, want dit is 'n klomp hipokrits wat daar sit. Ek het laasweek weer vir iemand gesê, bly by die huis. Bly by die huis. Maar beloof my net een ding, jy gaan ophou om die kerk sleg te maak, want dit is God se kerk. Moenie kerk toe kom nie, bly by die huis. Hou net op om die kerk sleg te maak, want dit is Christus se liggaam, nie joune of myne nie. En julle weet nou al baie keer, dan sê ek dink na die tyd, miskien moes ek dan nou nie so gewees het nie, maar dan is ek so. En meeste van die tyd dan sê mense, jy het nou my bietjie oor die vingers getik hoor. Sê ek, nee, ek dink net ons is te fyn gevoelig, ons laat toe, dat die vyand ons beroof. Jare terug sê iemand vir my, ja, maar ek leer nou nie regtig meer iets nie. Toe sê ek is so bly dat jy op daai punt gekom het, wat jy nou nie meer iets leer nie, dan kan die Here jou nou gebruik om ander mense te begin leer. Ja, dan gaan die Here jou nou begin gebruik om ander te leer. Want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie net wat jy kan kry en jy kan kry, nee. Dit gaan oor liggaam van Christus groei, sodat God jou kan gebruik. Die 3de vers sê, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe. En weer eens, baie jare terug in Rustenburg, daar in Tabernakel gemeente, het ek een keer gepreek, hoe om sondes te bely. Want ons as Christene, het 'n gewoonte aangeleer, om aan die einde van jou versoeklys, wanneer jy bid, net te sê, Here, en vergewe ons al ons vermenigvuldige sondes, amen. Nou as jy dit doen, is nie verkeerd nie, maar hoekom hou ons aan sonde doen? Soos het hulle vir Paulus gesê het, as die genade van die Here dan so groot is, dan kan ons seker nou maar aanhou sonde doen. Dan sê hy, nee. Genade beteken hou aan probeer tot jy dit reg kry. Dis wat genade beteken. Ek sal jou vergewe, maar hou aan probeer. So wat beteken dit dan wanneer God sê, as jy jou sondes bely? Hou vas aan jou stoel nou. My tema jare terug was, jy sondig by naam. Bely by naam. God weet wat jy doen. God weet wat jy doen. Maar weet jy wat, is nie lekker om dit by die naam te kan noem nie. Dit is nie lekker nie. Dit is heeltemal iets anders. Maar hoe anders sal jou lewe lyk as dit wat jy sondig, jy reguit by die naam noem by God en sê, dis my probleem. Here, ek is jaloers, baie. Here, ek het 'n baie vieslike meer. Here, ek is baie ongeduldig. Baie. My arme werkers, Here, ek sal nooit vir myself wil werk nie, Here. Hoe anders sal dit lyk as jy presies bely wat die probleem is? Die Bybel gaan verder, kom ek skok julle nog meer en sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Hoekom? Want God is getrou en regverdig. God wil jou seën. Ons het gesê, ons almal wil die seën van die Here hê. God wil jou seën, hy wil jou ook seën om daai te oorwin. Hy is getrou en regverdig, die 4de Bybelvers.
Joël 2 vers 25. En ek sal julle vergoed vir die jare wat die sprinkaan verslind het. As jy niks in die grond het nie, wat moet God herstel? As 'n gedeelte in die Bybel wat sê ek bid, dis in 1 Johannes dink ek bid dat dit met jou sal gaan soos dit in jou siel gaan. My ma sal onthou, ek het jare terug gesê, as ek nou 'n uitnodiging moes maak vandag om te sê, kom, as jy wil ek moet saam met jou bid, nê, dat jy so geseën sal wees, soos wat dit sielkundig met jou gaan, in jou siel gaan, sal jy dit graag wil hê. Hy sê, ek bid dat jy so gesond sal wees, soos wat dit in jou siel gaan. Soms is die Bybel te reguit. Nee, maar ons is ons mense wat sê, nee, ek sê ding reguit. Laas ek jou met iemand gesels, toe sê, ek is 'n strydshooter, ek sê ding soos dit is. Totdat iemand dit vir jou sê. Hoor mooi, ek sal julle vergoed vir die jare wat die sprinkaan verslind het. Die jare wat die sprinkaan en die vyand en mense en almal die seën van die Here van jou weerhou het, van jou probeer steel en weghou het. Ek sal dit herstel. Ek wil my eie lewe sien om te sê, as daar jare in my lewe is wat ek dalk nie op die regte plek was waar God my wou gehad het nie, wil ek ook glo dat God daai jare vir my sal herstel om nog steeds te kan doen wat hy wou gehad het ek in daai jare moes doen. Met ander woorde, as jou kinders nou 38 jaar oud is of 50 jaar oud is en jy voel jy het soveel jare verloor met hulle, sê God, ek sal dit herstel. Ek sal dit herstel. Maar hoe gaan jy dit nou, hoe gaan jy nou maak? Gaan jy bereid wees om dit te doen soos wat God wil hê moet? Ek sal julle vergoed. 4 praktiese stappe om maak ons klaar. Eerstens, persoonlike bekering. Bekering beteken 'n 180 grade omkeer. As jy altyd in hierdie manier gedink het, en jy het altyd op hierdie manier opgetree, en jy het altyd hierdie manier reageer, alles wat jy op hierdie manier gedoen het, nou dat jy in Christus is, irriteer dit jou. Dis moeilik. Dis nie maklik nie. Waar jy dit so gedoen het, nou dat jy in Christus is, en jy dit nie meer so wil doen nie, nou gaan dit jou later begin irriteer. Kom aan, help my gou bietjie. Wie het al iets opgehou doen in jou lewe, dan irriteer ander mense jou as hulle dit doen. 3/4. Vir jare lank het jy dit gedoen, en die oomblik toe jy besluit, ek wil dit nie meer doen nie, nou irriteer mense jou vir dit doen. Maar nou as Christen het ons soms daai lelike gewoonte, om dan nou vir hulle te wil preek, en vir hulle te vertel hoe sleg is hulle. Want die Here het jou vrygemaak daarvan. En nou gebeur daar iets binne jou, jy raak geïrriteerd met hulle. En eintlik wil Christus jou gebruik om mense te help wat in daai posisie sit. Bekering beteken nie, ek doen net 'n gebed en dis dit nie. Bekering is nie net iets wat een keer gebeur nie. Bekering is iets wat elke dag, die hele dag gebeur. Want baie keer is ons een keer bekeer, maar nooit omgekeer. Dit gebeur baie keer. Ek ken ontsaglik baie mense wat bitter baie jare lank die Here dien. Hulle is jare terug bekeer, maar nog nooit omgekeer nie. En omkeer is 'n moeilike keer. Jy kan hom nie lekker keer nie. Hy keer jou. Jy keer hom nie. So ek wil jou vanoggend vra, as jy na jou eie lewe kyk, is daar 'n paar dinge wat jy kan sê, jy vandat jy die Here dien, heeltemal anders doen as wat jy altyd het? Wat lyk anders in jou lewe? Die tweede punt,
doen afstand. As jy weet dat sekere dinge vir jou 'n uitdaging is, bly weg. Weet jy hoeveel keer praat ek met jong mense, met amper sê ek ou mense, ouer mense, met so baie mense, en sê ek, vertel net vir my, het jy nooit op een of ander stadium ervaar dat iets vir jou sê, bly weg? Ja, hoeveel keer? Ag nee, ek kan nie regtig onthou hoeveel keer nie. Dit is baie keer. Daar was op 'n stadium so 'n videoklip wat die ronde gedoen het van 'n vrou wat 'n sielkundige gaan sien het. En dan sit sy voor hom en dan sê hy vir haar hoeveel dit gaan kos, die en daar, en dan sê hy, ag moenie worry nie, dit gaan vinnig wees. Gaan nie lank wees nie, so ek dink hy sê so 5 minute, gaan ons klaar wees. En die vrou kyk hom so snaaks en hy sê, okay, sê vir my, wat is jou probleem? Sy sê nie, sy is verskriklik bang om in klein plekkies te wees en soos 'n lift en sulke goedjies, dit maak haar bang. Hy sê, okay, ek gaan vir jou 2 woorde gee, wat ek wil hê jy moet doen. Sy sê, hy sê, het jy pen en papier, dan skryf jy dit net neer. Sy sê 2 woorde, hy sê, ja, maar ek wil jy moet dit neerskryf, ek mag nie vergeet dit. Sy sê 2 woorde, hy sê ja. Sy sê, okay, sy kry pen en papier, hy sê, okay, is jy reg? Sy sê, ja, hy sê, stop het. Stop het. Sy sê, stop het, hy sê, ja, stop het. Hou op, dit moet nie lekker wees nie, ek meen, die hele tyd elke keer bang te wees, nee, ek wil nie so dink nie, stop het. Hy sê, okay, volgende een. Sy sê, nee, sy het hierdie probleem, hy sê, stop het. Stop het. Is daar nog iets? Sy sê, ja, ek is verskriklik bang, hulle begrawe my lewendig en die en daan. Hy sê, nee, stop het. Stop het. Hoekom sê jy dit wil dink? Stop het. En dan skree sy vir hom, wat gaan met jou, stop het man? Dan sê hy, nee, hou net op. Hou net op. En hoeveel keer in jou lewe is daar dinge wat jy regtig net moet ophou? Stop het net. Weereens wil ek vir jy sê, hoeveel keer sê ons nie vir ons kinders net, stop het. As jy 3 kinders het, en jy ry Rustenburg toe, dan sê jy ten minste 20 keer stop het. Jy sê ten minste 20 keer, as ek hierdie kar stop. Jy sê ten minste 30 keer, as ons nou by die huis kom. Het ek nie vir julle gesê, stop het nie? Kom aan, ons sê baie vir ons kinders goed, wat ons eintlik net vir onsself moet sê. Rarig. Stop het. Hoe? Ja, maar, stop het. Wees net versigtig as jy nou vir jou vrou of jou man gaan sê, stop het. Mag wel anders lyk. Stop het. Die 3de punt. Vergewe jouself. Dis baie moeilik. Een van die meeste dinge wat mense vir my sê is, Dion, maar ek het soveel jare gemors. Ek kan dit nie regmaak nie. Ek kan nie daai verhouding met my kinders, hulle is te groot. Ek kan nie. Hoe moet ek dit doen? Jy gaan op 'n plek moet kom, en jy gaan weer terug gaan na punt nommer 1, vers nommer 1. Jy gaan op 'n plek moet kom waar jy moet sê, ek is nou in Christus. Jy gaan vir jouself dalk in die spieël moet kyk en sê, Dion, ek vergewe jou. Ek vergewe jou vir dit wat jy aan jouself gedoen het. Ek vergewe jou vir die feit dat jy vir soveel jare geglo toe mense sê, is nie goed genoeg nie. Miskien moet jy 'n bietjie talk met jouself hê. Miskien moet jy 'n bietjie, soos die Bybel sê, jouself ondersoek. Hoe vinniger jy jouself kan vergewe, hoe vinniger kan jy aanbeweeg. Jy gaan sukkel om die seën van die Here in jou lewe te sien, as jy die heeltyd jouself stenig. Ek het ruk terug vir iemand gesê, weet jy wat,
Jy het niemand in jou lewe nodig om jou te steunig nie. Jy doen dit baie beter as enigiemand anders. Wat het Jesus vir die vrou gesê, toe sy daar kom staan, toe hulle haar betrap het en oorspel, en hy sê, hy wat sonder sonde is, gee die eerste klip. Wat het hy vir haar gesê? Ek veroordeel jou ook nie. Staan dan op, en doen dit nie weer nie. Nou hoor mooi wat ek vanoggend sê, as Jesus Christus jou sal vergewe, hoekom wil jy nie jouself vergewe, sodat jy die seën van die Here kan ervaar en 'n nuwe visie vir jou lewe kry nie? Christus wil jou vergewe. He paid it all. Hy het betaal, hy het jou losgekoop. Nie omgekoop nie, losgekoop. Jy gaan jouself moet begin vergewe. Die laaste punt. Vestig nuwe geestelike nalatenskap. Ek wil gou min of meer sien, nie as jy dit vandag nog doen nie, wie het groot geword in 'n huis toe jy 'n kind was, waar jy aan tafel gesit en bid en Bybel lees het in die aand? Ek wil nou net mooi sien, nie hou net daar, as jy, nie nou nie, as jy so groot geword het, né? Ek gaan dit nie hier vra nie, as ek dit by die skool vra, wie sit in die aand saam met hulle ouers en bid en Bybel lees? Dan moet ek soek om hande te sien. Is regtig so. Dion, maar die wêreld is boos. Jy weet van dat selfone in die wêreld gekom het. Ek is net dankbaar die Bybel was voor selfone daar. En ek is net bly dat daar nie 'n nuwe version van 'n Bybel is nie. Maar kom nuwe vertalings en allerlei goedjies uit, 'n nuwe Bybel, kinderbybels en maar God bly dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Het jy al gesien dat daar verse in die Bybel is wat 100% vir vandag is? 100%. Hoekom? Want God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Vestig nuwe geestelike nalatenskap. Om daagliks saam te bid, Bybel te lees, getrou te wees en betrokke te wees in 'n gemeente. Gemeente is nie net dat jy kan, ek wil amper sê, dink jy gaan hemel toe, of dat jy iemand het wat jy daarom sal begrawe nie. Dis nie waar dit gaan nie. Gemeente beteken jy wil deel hê aan die liggaam van Christus. Jy wil deel wees. Tot jy op 'n plek kom waar God jou kan gebruik. Maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie. Maak nie saak waar jy is nie. Leer jou kinders die waarheid. En hierdie is baie moeilik. Ek sal eerste wees. Hierdie is baie moeilik. Ek onthou baie jare terug en my ma sal my vergewe, maar is so 'n mooi voorbeeld vir my. Ek het een keer by die huis gekom, toe ek bietjie in die moeilikheid, want ek het my maatjie se pen gesteel. Vergewe my ma. Toe beklei sy met my, want hoe durf ek die kind se pen steel? Sê sy vir my, vra my net, dan bring ek vir jou een van die werk af. Wie koop die werk se penne? Ek het gelukkig nie een van haar werk gevat nie. Want hulle was swart en ek moes met 'n blou pen skryf. Weet jy hoe naby leef jou kind aan jou, waar jy nie wil hê hy moet nie? Nie maak soos ek maak, nie maak soos ek sê. My pa mag vir jare lank sy skoene langs die sitkamer bank gesit het. Dis ons lekker as jy voor staan en jou ouers daar sit. My pa mag vir al die jare lank sy skoene langs sy bank in die TV-kamer gesit het, maar laat my skoene nou net rond staan. Maar dis my skoene. En hulle staan elke keer net daar, hulle lê nie dan in die kombuis en dan hier en dan daar. Ek kon nie verstaan wat se verskil nie. Vandag as ek 'n pa nou verstaan ek dit so bietjie. Ek
Ek wil jou vanmôre vra, weet jy hoe moeilik is dit om jou kind die waarheid te leer as jy dit nie doen nie? Dis baie moeilik. Nou kom God en hy sê die waarheid sal jou vrymaak. My kind praat net met my die waarheid. En daai is moeilik. Want soms as ek die waarheid praat, gaan ek hulle seermaak. Soms wanneer ek vir iemand die waarheid moet vertel, dan moet ek eers bid dat dit reg oorgedra sou word. Tog sê hy wandel in die waarheid. Leer jou kind geestelike nalatenskap. Leer jou kind dat dit nie okay is om jou meer te verloor nie. Al doen jy dit soms. Leer jou kind dat dit wat jy soms doen en sê nie noodwendig reg is nie. En ek weet dis nie lekker nie. Want ek het al 'n paar keer na my seuns toe gegaan en gesê, Here, help my. Ek het al 'n paar keer na hulle toe gegaan en gesê, dit was nie reg nie. Maar ek wil hê dat my kinders moet weet, al maak hulle foute, sal ek hulle nie weggooi nie. Sal ek lief bly vir hulle. Hoekom? Want ek maak elke dag foute en God het my nog nooit weggegooi nie. Nog nooit nie. Ek het al baie oggende wakker geword en so skuldig gevoel. But God never failed me yet. He never failed me yet. Ek wil jou vandag vra, begeer jy die seën van die Here? Dit gaan op plekke val waar dit nie noodwendig vir jou voel lekker is nie. But He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, He will carry you. Ek sluit af, Esegiel 18, vers 20 tot 24. Dis die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, die een wat sonde doen, word doodgemaak. 'n Kind sal nie vir die ouers se sondes gestraf word nie. En 'n ouer sal nie vir 'n kind se sondes gestraf word nie. Regverdige mense sal beloon word vir goeie wat hulle doen. En slegte mense sal gestraf word vir die slegte wat hulle doen. Vers 21. Maar as slegte mense ophou om slegte dinge te doen en my voorskrifte begin gehoorsaam en doen wat goed en reg is, sal hulle verseker lewe. Hulle sal nie doodgemaak word nie. Vers 22. Al die verkeerde dade van hulle verlede sal vergeet word. Hulle sal lewe omdat hulle doen wat goed en reg is. Vers 23. Dink julle, vra die oppermagtige Here, dat ek daarvan hou om slegte mense te sien doodgaan? Natuurlik nie. Wil ek nie veel eerder sien dat hulle omdraai van hulle slegte paaie en lewe nie? Vers 24. Maar as regverdige mense omdraai en op die verkeerde paaie gaan loop en slegte dinge begin doen, nes die ander sondaars, sal hulle toegelaat word om te bly lewe? Nee, natuurlik nie. Al die goeie dinge wat hulle voorheen gedoen het, sal vergete wees. Hulle sal oor hulle ontrouheid doodgemaak word. Partykeer leef ons vir jare lank die regte pad. En in 'n oogwink, in 'n oomblik maak jy een verkeerde besluit. En kom ons wees eerlik, dan sê ons, nou is alles daarmee. Soos 'n puzzel wat jy gebou het. Rigtig te bou Keegan so puzzle. En jy nie kan kom en sê, wil net ietsie vat en die hele ding val op die grond en breek uit mekaar uit. Ek kon hom tot vandag nog nie genoeg aanmoedig om weer oor te begin nie. Maar laasweek toe sê hy wil 'n nuwe puzzle, hy wil 'n nuwe Lego stel hê. En ewe skielik wou ek vir hom sê, nee, bou eers daai ene. Dan sal ek vir jou aan een koop. Maar dit is asof die Here vir my sê, los daai een. Miskien gee jy heeltemal op en bou nooit weer nie.
Gee vir hom 'n nuwe een. Want dan sal hy miskien teruggaan en weer kans sien om daai en reg te maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou hele Lego stel het dalk uit mekaar uitgeval. En miskien wil jy daai ding eers weer probeer by mekaar maak, los dit eerder. Kom by Christus, sodat hy vir jou 'n nuwe lewe kan gee. Vergeet die dinge wat agter is, los dit. Dit gaan nie verander nie. Maar hy wil vir jou iets nuuts gee. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons môre 'n voorreg het om te kan weet, U wil ons seën. Die seëninge is ontelbaar baie in die woord van die Here. U wil ons seën, Here. En dankie dat ek kon leer in die laaste tyd, dat U my ook soms wil seën, daar waar ek dit nie verwag nie. In areas van my lewe wat ek dalk nodig het om die seën van die Here te gebruik, soos wat Dawid die seën van die Here gebruik het, toe hy hom beskerm het teen die leeu en beskerm het teen die beer, het God hom geseën, sodat hy Goliat kon oorwin. En miskien wil U my seën met sekere dinge in my lewe, en elkeen van ons se lewens, sodat ons kan leer om weer groter uitdagings te kan oorwin. Ek bid dat ons die seën van die Here in alle areas sal begeer, Here. Ek bid dat ons sal weet en sal glo dat ek in Christus is. God het 'n plan met my. As daar een ding is wat ek in my lewe wil doen, net een ding, is dit om dit wat die Here my gegee het om te doen op hierdie aarde, dit wil ek doen. Nie vir enige mens se goedkeuring nie. Maar Vader, omdat ek weet, daar sal eendag 'n dag in die hemel kom, wanneer ek voor U sal staan, en wanneer God self vir my sal dankie sê. Dit is my grootste inspirasie, my grootste motivering in hierdie lewe. Ek wil vir U, Here. Ek wil vir U. En al maak ons nog baie foute, Here. Al struikel ons nog dikwels. Help ons, Here. Vader, hier is môre baie mense wat sy Lego stelle totaal uit mekaar uitgeval het. Dis mense hier wat se plan wat hulle vir jare lank aan gebou het, in flarde gebreek het. Maar U sal vergoed vir jare wat die springkaan kom steel het. Hou vas in geloof. Haal jou oë van die verlede af en strek jou uit na wat voor is. God het iets nuuts in gedagte. God het 'n nuwe plan. Sy plan. Kom salf en seën ons, Vader, in Jesus naam. Amen.